gebed van sy pa en die woorde wat hom sal bly dra. As jy val, val op jou knie. As jy breek, probeer weer alles te sien. Was gebreek vir jou, ek sal jou staande hou. Goeiedag geliefde. Ek hoop het was vir jou 'n motiverende en 'n diep geestelike ervaring en 'n bewuswording van die nuwe beginne wat daar vir ons beskikbaar is, vir jou beskikbaar is elke dag. Ons sluit hierdie week oor nuwe beginne af met 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Dis onmoontlik, of ten minste baie moeilik, om iets niets te begin as iets jou vashou. Dis soos om te probeer wegtrek wanneer jou motor se handrem nog aan is. Dit werk eenvoudig net nie. Naderhand spin jy dat die rook staan en jy net rubberryk, maar jy gaan nêrens heen nie. Al wat jy veroorsaak is meer skade. Die energie en die krag wat gevra word om 'n werklike begin te maak en vorentoe te beweeg, kan net gebeur wanneer daar nie meer remme is nie. Voel jy baie keer of jy net op een plek staan en spin? Of jy vasgevang word in 'n plek en maak nie saak hoeveel tyd en energie jy insit, jy kan net nie vorentoe beweeg nie, veral miskien in jou emosionele en jou geestelike lewe. Luister dan mooi na hierdie teks. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, want die ou is verby en die nuwe het gekom. Mens van Christus. Ons staan nie op een plek stil nie. Ons kan vorentoe beweeg sonder remme wat terughou. Want Christus het die nuwe gebring. Met sy kruisiging en met sy opstanding en met die uitstorting van die Heilige Gees het die nuwe mens gekom. Op die dag van jou weergeboorte en elke keer wanneer jy jou bekeer van verkeerde dinge waarmee jy besig is, dan kom die nuwe. En dan kan jy aangaan. Dit is die genadewerk van God. God het dit klaar gedoen. En God gun jou om vooruit te gaan. God het ons volledig deur Christus losgemaak van ons verlede. Hoe lyk ons verlede? Ag, gaan lees in Romeine, gaan lees in Korintiërs, gaan lees alles wat Paulus sê oor hoe lyk ons verlede. Ons verlede, as ons daaraan moet steur, dan verdien ons die dood. Dit is eenvoudig net so. Onthou, dis Paulus wat hier skryf, wat ook 'n verlede het, 'n verlede van Saulus wees, 'n vyand van God wees, 'n vyand van Christus wees. Maar Paulus gaan, en hy sê, maar hy gaan as 'n nuwe mens vorentoe, met die bediening as versoening wat aan hom toevertrou is, en hy kan dit nou met ander gaan deel. Hoe kon hy daarvan loskom? Want hy verstaan die volle werk, verlossingswerk, vryspraakwerk van Christus. Christus het hom totaal kon vrymaak van enige skuldgevoel wat hy kon gehad het oor Saulus wees. En net so moet ek en jy loskom van enige skuldgevoel wat ons kan hê oor ons verlede, enige iets wat ons kan terughou om te sê, maar jy kan as 'n nuwe mens nuut begin, elke dag. Die verlede is eenvoudig uitgewis, en meer as dit, die teks sê, versoen.
Ander woorde, daar was 'n terugkeer, 'n terugvoeg van die mens in die hart van God. Wat hou jou terug? Dink jy nog aan jou foute van 20 jaar terug? Dink jy nog aan jou foute van gister? Is die foute van laasweek nog te vars in jou gedagtes? My liewe Christenmens, dis versoen. Dis vergewe. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Wat dit ook al is wat jy weet waarmee jy begin om nuut te wees, om nuut te begin. Begin daarmee. Want jy is vrygespraak deur die genade, die kruisdood, die liefde van Christus ons Here. Laat die oue nou gaan en laat die nuwe begin. Shalom. Kom is duidelik in sy oor. Hoe moet mens dit dan aan nou glo? As 'n seun voor hom staan met sy hand in sy hand, kom ons buig weer ons knieë vandaan. En onthou elke skemer gebed wat ons bid, en die woorde wat ons sal bly